ons is by sessie 33 en vraag en antwoord 44. En die vraag is, waarom volg daar hy die lyding van die hel ondergaan, letterlik, en neergedaal na die hel? En dan kom die antwoord, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy lewe, maar veral aan die kruis gelei het. Ja, Skalk, hier kom iets baie naby aan ons, want ons voel partykeer, soos hel. Ons voel dit. Ja, ons voel dit. Luister, ja. Dit is interessant dat in die Griekse Bybels, Ou Testament, die vertaling van die Ou Testament wat in Jesus se tyd wyd gelees is en wat deur meeste van die Nuwe Testamentse skrywers aangehaal word, is die LXX of die Septuagint. Hy word so genoem. Die Griekse Ou Testament en die Griekse Nuwe Testament het twee woorde wat gebruik word. Twee Griekse woorde wat twee verskillende plekke aandui. Die een is Hades. Hades word gewoonlik gebruik as die woord wat die dode ryk, ek dink hy word in die ou vertaling, as ek reg onthou, is hy vertaal met die dode ryk. Die dode ryk is die mense van die Ou Testament het 'n vaar begrip gehad van wat kom na die lewe, na die dood. En wel, vir hulle was daar hulle gedagte dwars deur die Ou Testament was dat dit 'n ryk van skimme is. Dis iewers onder die aarde. Dit is nie hel nie, maar dis nie hemel nie. Dis 'n plek waar jy nie heeltemal is wat jy moet wees nie. Dis waar die dooies heen gaan. En dan is daar Gehenna. Gehenna is die dal waar daar vir Moloch offers gebring is, brandoffers, kindertjies geoffer is vir Moloch. En dit het simbolies geword van die vuur, van die verskriklike straf, en dit word nooit verder beskrywe nie. Hades is 'n plek waar jy tydelik heen gaan. Gehenna in die Bybel, as dit vir jou so lyk, is 'n plek waar jy permanent eindig. Daar's nie 'n uitgangs, daar's nie 'n exit nie, daar's nêrens 'n nooduitgang of 'n hoofuitgang of 'n watse uitgang nie. As jy daar is jy daar en jy wil nie daar wees nie. Dit is die twee woorde wat in daardie tyd gebruik is. Nou sê Petrus dat Christus, dit is in 1 Petrus 3 vers 19, maar eintlik moet 'n mens so van vers 18 af verder lees, want dit gaan daaroor dat hy sê dat toe Jesus Christus gesterf het voor sy opstanding uit die dood, het hy aan die gevange siele, maar dan nie in Gehenna nie, in die gevangenskap, waarskynlik, en die afleiding is dat dit die gevangenskap, die Hades is, wat Petrus bedoel, waarna toe die Here gegaan het, om die evangelie te gaan verkondig, om die goeie nuus te bring, dat hy oorwin het. Nou, wat moet ons daarvan maak? Ja. Jy weet, ek bedoel, dit is nou... ons het al goed daarvan gemaak, ons het die vage vier daarvan gemaakt. Ja, daar is vreselike goed van. Allerhande goedkies gedink, die kerk het allerhande goed gemaak. Hoe kom ons in die hemel uit? Ja, maar die punt is, wat die teks wil sê, nou, daar is verskillende verklarings vir hoekom het die kerk hierdie belydenis van die neergedaal ter helle.
ingesluit. Onthou, dit was nie van die begin af daar nie, dis 'n interessante een. Eers in die 4de eeu na Christus begin dit in sommige belydenisse verskyn. Maar hy kom eers baie later in die 12 artikels in. Nog nie eers in die 4de eeu nie, eers later kom hy in die 12 artikels in die apostoliese geloofsbelijdenis wat ons Sondag aansê. Maar hoekom? Jy weet, ek bedoel, maar die gedagte daarvan het reeds vroeër in die kerk bestaan. Dit moet ons ook sê. Voor die 4de eeu, dis nie 'n splinter nuwe gedagte wat in die 4de eeu uitgedop het nie. Hy was in omloop in gemeentes waar hulle, onthou ons het die vorige keer gepraat oor dat ons verder dink en dat Paulus verder dink en teologies dink. En die kerk het tog daaroor gedink. En die interpretasies van wat dit beteken dat hoekom die kerk dit nou so gedink het en so geformuleer het. Wel, een moontlikheid is dat dit die absoluutheid van Christus se verlossing aandui. Dat hulle daarmee wou sê dat selfs die mense wat sonder Christus gesterf het, is nie verlore nie. En dat Christus ook aan hulle 'n tweede kans gaan bied. So dis een moontlike verklaring vir hoekom die kerk dit bely het. Dit staan nie in die Bybel nie, ons moet net doodgewoon dit daarso, ek dink as ek die Bybel lees, sien ek nêrens van 'n tweede kans hierna nie, maar dit is nie onmoontlik nie. Ek weet, die Bybel sê ook nie vir ons alles nie, daarom moet ons teologie beoefen, ons moet verder dink onder die leiding van die Heilige Gees, maar ons het nie regtig 'n Bybelteks wat ons daarmee help om te sê, daar is 'n tweede kans nie, dit is nie. So die een interpretasie is dan dat Jezus na die doderyk gegaan het om aan die gelowige voorvaders te gaan sê, hy het gekom en hy het oorwin en dis afgehandel, so dis die een interpretasie. Die ander interpretasie is, ja, maar hy bring ook aan die heidene die evangelie. Ek weet jy self is redelik oortuig dat die Here tog 'n manier sal vind om op die ou einde almal te red. Hy gaan nie daai weet ek nie. Ek dink nie ons weet dit nie. Maar ek dink jy droom daaroor. Maak net nie vir my sin dat God alles goed gemaak het, nee. En dan is ons almal maar sleg nie. Ja. En dan word net 'n paar gered. Nee, maar en ek skalk, dis die dilemma van dit is, jy weet, ons kan nie ons gedagtes is nie God se gedagtes. Ons gedagtes. So die vraag is, watter gedagtes hou ons? En as ons praat van neergedaal tot die hel, kan ons baie gesprekke en debatte hier, maar dit gaan inherent oor ons eie lyding. Ja, kyk, en dit is die ander ding. Wat is die hel? Teoloë wat nou die Bybel regtig dag en nag bestudeer en baie krities kyk na hoe lees ons die Bybel en wat lees ons in tekste in en wat staan eintlik regtig in die tekste. Hulle sê hel is eintlik om van God verlate te wees. Ons die beelde van vuur en al sulke goed is simbolies. Daar sal nie jy moet nou nie aan 'n regte vuur dink nie. Ek stem met hulle daaroor saam. Ek dink nie die Bybel dek dit heeltemal nie, maar die vuur van die hel en die lyding van die hel sou wees, dink ek, om te weet Jesus het vir my sonde gesterf en ek het die aanbod weggeklap. Om te weet God het my lief en God het vir my voorsien en ek wou met God niks te doen hê nie. Om te weet, daar is die almagtige, glansryke, wonderbare God en die mense wat in sy teenwoordigheid is, beleef 'n geluk wat geen mens kan beskryf nie. En ek is daaruit
daarvan uitgesluit. Om te weet ek staan by die deur van die bruilofsaal en hier binne is 'n wonderlike partytjie aan die gang en die deur word nie vir my oopgemaak nie. Dit is hel. Die ander moontlikheid is om te dink oor hel is om te sê dat die vroeë kerk hiermee wou sê dat ek dink jy het in die vorige een het jy gesê dat mense maak partykeer die lewe vir ons hel. En dit is so. Daar kom in hierdie lewe tye wat jy sê wat die hel. Ek bedoel dit is dan beleef jy ietsie van 'n hel, van 'n absolute donkerte, van 'n absolute die beste ding wat nou met my kan gebeur is dat ek doodgaan. Daai soort van gevoel. En as ek nie nou kan doodgaan nie, dan help ek myself om dood te gaan, maar so kan dit nie aangaan. Dan word dit 'n absolute donkerte. En dalk wil die belydenis vir ons ook sê dat Jesus was daar. Ja. Jezus was ook daar, en dit is hoekom die verklaring wat die meeste verantwoordelike verklaring vir neergedaal tot die hel sou wees om te sê dat Jezus daar aan die kruis Godverlatenheid beleef het. Daar is die Here God in sy wonderbare koninkryk, in sy glansrykheid, in sy almag. En hier hang ek in bloed en pyn aan 'n kruishout. En dis vuil en lelik om my. Daai soort hel. Ja, en die hartseer, die mense wat jou verlaat het, en die mense terwyl hy aan die kruis hang, nie maar voor hy aan die kruis hang, begin bid. So, wie skalk wie ons maak, ons kan hel gebruik om mense bang te maak, en om eintlik, jy weet, mense te druk na kant toe, maar die bedoeling hier is weer, hy doen dit om by mense te wees. Sy inkarnasie het gekom om by ons te wees. In ons diepste. En in sterwe. Ja. En wanneer jy dit bely, met ander woorde net oor jou lippe neem, dan is dit weer die troos. Met ander woorde, as jy vandag voel, ek is van God verlate, dan beleef jy eintlik hierdie ongelooflike nabyheid. Dan sê die Here Jesus, ek was daar, en ek lewe. So, maar ek sit by jou, ek sit saam. En ek is by jou, ja, maar ek was daar. Ek weet wat dit beteken, ek weet hoe dit voel, ek weet, my kind, ek verstaan, en ek is jou lief, en ek loop hierdie paadjie saam met jou. Ek was volkome van God verlate. Jy gaan dit nooit wees nie. God gaan nooit van jou afweg nie. So die beste wat ons van die hel kan sê, is dat Jesus hom oorwin het. Dat hy nie meer, dis hoekom die Bybel nie eintlik vir ons daaroor skryf nie. Ja. En dis hoekom hy het nou hier ingesluip in die geloofsbelydenis om vir ons te sê, jy is nie alleen in jou hel nie, maar die beste verder wat jy oor die hel kan sê, hy is nie meer 'n opsie vir ons. Maar baie interessant oor die punt wat jy maak. Dis nie 'n groot tema in die Bybel nie. Nee. Terwyl dit 'n groot tema by ons baie keer is, né? Ja. En juist om die punt te maak dat ons geloof in Christus gaan oor lewe. Ja. En nie die vrees van dit nie. Maar nee, ek het eenslag vir 'n kollega van my wat daarvan gehou het om die ouens bang te preek vir die hel. Want jy weet, met ons in 'n gesprek gegaan, ek sê, man, weet jy, kom ons lok hulle met die liefde van die Here en nie met die vrees van die hel nie. Want weet, toe het ons nou 'n gesprek oor die hel gehad, en toe het hy op die einde gesê, okay, maar hy het groot geword, jy weet, in 'n kerk waar in 'n gemeente waar die dominee die hel uit hulle uitbou gemaak het vir die hel, jy weet, ek bedoel. Dit is 'n baie effektiewe strategie in die sendingwêreld gewees. Dit was. In ons eie Suid-Afrikaanse konteks. Ja. Maar ek het, ek dink net weer, wat het ons as mense in gemeen? Ons het 'n klomp vreugdes en goed gemeen, maar die ding wat ons in gemeen het is, ons het verlatenheid in gemeen, en wat mense ook al ken, weet hoe dit voel om verlate te wees. En dit is interessant dan, hoe daai gevoel van verlatenheid in iemand
geloof kan verwek. Jy verstaan? Ja. Daar's geen plek wat jy geloof kan leer vir iemand, soos wanneer iemand verlate is. Ja. En jy dan die woorde sê, maar God was by jou nie. En dan sonder om dit te verduidelik, vertaal eintlik daai gebeurtenis by daai persoon. Ja. Ek dink, hoe kom mense tot geloof? Dis ons ontdek dit dikwels deur situasies van hel. Ja. Gaan ons na die besprekingsvraag kyk. Ja. Dink 'n bietjie oor die volgende vraag na en gesels dan met iemand anders daaroor. Hoe help die belydenis dat Christus neergedaal het na die hel jou om te dink oor die ervaring van lyding, verlatenheid of angs in jou eie lewe of van ander? En dan vir volgende keer, wat nut het dit vir ons dat hy uit die dood uit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het?